Kom ons steek ons hande net na Justine uit. Vader, dankie dat ons vir Justine kan bid. Het is nie altyd maklik om hier voor te staan nie, maar dankie dat sy kalm is. Dankie vir die woord wat u vir haar gegee het. En dankie dat u tot ons elkeen spreek. In Jesus naam. Amen. Dankie. Vandag gaan ek nie net 'n storie vir julle vertel oor my lewe en waardeur ek gegaan het as 'n kind nie. Ek voel dis 'n getuienis wat dit is 'n getuienis wat ek met julle gaan deel. Maar dit gaan ook om julle oë oop te maak vir ander kinders wat daar buite is soos ek, wat julle nie noodwendig altyd raak sien nie. Ons gaan vinnig 'n game speel, maar moet nou nie skaam wees en bly sit nie. Ek wil hê julle moet asseblief vir my staan as dit wat ek gaan vra soos toepasbaar is op jou. So, en bly asseblief staan. Ek sal vir julle sê as julle kan sit. Ek wil hê julle moet vir my staan as jou ouers geskei is, of hulle was geskei, of iets soos dit. Ek wil hê jy moet vir my staan as jy by 'n ouma, of 'n oupa, of 'n oom, of 'n tannie gebly het, soos wat jy groot geword het. Ek wil hê jy moet vir my staan as jy groot geword het met net een ouer, omdat een oorlede is, of iets soos dit. Ek wil hê jy moet vir my staan as jy aangeneem is, of in pleegsorg was, of as jy in 'n weeshuis groot geword het. Ek wil hê jy moet vir my staan as jy by ander mense groot geword het, soos jy was nie deur die welsyn weggevat of iets soos dit nie, jy het net by ander mense groot geword. Okay. Ek wil hê julle moet vir my rondkyk en kyk na die realiteit van die situasie. Daar is so min kinders wat groot word by albei ouers en dit breek my eintlik. Maar ja, hierdie vandag waaroor ek gaan praat, gaan nie net oor my nie, dit gaan oor almal wat vandag hier staan. Dit word deur almal wat hier staan geraak. Julle mag nou maar sit. So ek het 'n bietjie statistieke gaan soek en vir julle 'n bietjie statistieke gekry. So dis nie net julle wat gestaan het en ek nie, daar's baie ander mense. My hoërskool se jaargroep van graad 8 tot graad 12, ons was 'n totaal van 1150 kinders. En uit daai kinders was 102 se ouers geskei, 7 waar albei ouers oorlede is, 85 waar een ouer oorlede is en 23 leerders was in pleegsorg. Maar byna 20% van leerders in my hoërskool word direk geraak deur en is almal in dieselfde bootjie as julle wat nou gestaan het en as ek. So ek het groot geword in 'n baie ongesonde en onveilige omgewing. Albei my ouers was dwelm en drankverslaafdes. So julle kan maar net dink hoe dit gegaan. Maar ek is ook nie hier om enigiemand sleg te sê nie. Hulle was goeie mense in daai 2 ure wat hulle nog okay was. Maar ja, ek onthou nie baie nie, maar ons dele van my kinderlewe wat ek onthou. En ek dink ook, dit is die Heilige Gees en die Here wat party dele van my kinderlewe vir my uitgeblok het, dat ek dit nie onthou nie. En ek voel ook, dis 'n baie goeie ding. Ja, so my ouers was geskei, of hulle het geskei, want hulle het 'n gebroke huwelik gehad, dinge was nie okay nie. En net om julle in te lig oor wat gebeur het, omtrent toe ek so 4 jaar oud was, ek kon nou nie presies onthou nie, dit is baie lank terug, maar dit wys julle ook net, al is jou kind klein, hulle onthou al daai goed. Hulle onthou dit, al maak nie saak hoe klein hulle is nie, hulle onthou dit. Maar toe ek omtrent 4 jaar oud was, toe het ek en my ma garage toe geloop om vir haar en my pa koffie te gaan koop, want my pa het koffie gesoek en hy was alweer in een van sy moods en alles. En ons was nog nie eers, toe ons nou terugkom, ons was nog nie eers by die hek in nie, toe het hy al klaar aan haar hare beet, en sy's vloer toe, en hy's klaar besig om haar te slaan. En ek as klein meisie het nie geweet wat aangaan nie, maar ek het geweet dit wat gebeur, daar's iets groots fout, dis nie hoe dit moet wees nie. En dis iets wat ek graag wil verander in my lewe, dis hoekom ek so picky is. Ek wil nie my kinders hê, hulle moet deur dieselfde goed gaan nie. En dit is my altyd so erg om ander mense se stories te hoor wat deur dieselfde goed gegaan het en wat toe hulle jonger was al daai goed ook onthou.
maar ek vergewe hulle daarvoor. Dis daarom ook nie net hulle skuld gewees nie. So my ouers het geskei en toe ek graad 1 was, so ek was dit my eerste jaar in graad 1. Ek was 2 keer in graad 1 oor dit wat gebeur het. Maar ek was 6 jaar oud en dus my ouers nou al klaar geskei, ek het by my ma gebly, dit was ek, my sussie en my boetie, ons is altesaam 8 kinders, vir die wat nie geweet het nie, maar ons het net 3 in die ou einde oorgebly by my ma. So, ons het by my ma gebly, en my ma het die geneigtheid gehad, altyd as sy gaan werk het, dan sy vir ons gesê het, sien julle môre, sien julle nou, en dis nou meer as 13 jaar wat ek nog steeds wag vir die belofte van sien jou môre of nou. Ja, sy is vermis en ons weet nie waar sy is nie en ons weet nie of sy okay is nie, maar ek glo sy is daarom, waar ook al sy is, dink ek rarig, sy is okay en ek is bly dat dit gebeur het, want alles gebeur vir 'n rede en my pa is nog steeds nie in die prentjie nie, toe hy my ma geskei het hy die pad gekies en maar gekies, dis beter om weg te bly. Ja, so ons was vir 'n paar dae alleen in daai woonstel, waar my ma ons toegesluit het, en niemand het ons kom soek nie. Ek dink nie veel mense het geweet van ons nie. Maar my ouma en oupa het darm 'n paar woonstelblokke aangebly, so na so 2 dae het hulle agtergekom, hulle hoor nie kinders nie, en hulle sien nie kinders nie, toe het hulle ons darm gevind, die deur afgebreek en ons is veilig. Ja, toe gaan bly ons by my ouma en my oupa. Nou, dit was nie veel beter nie. Hulle het in 'n een slaapkamer woonstel gebly, so as jy so by die deur ingekom het, was dit die dubbelbed en dan 'n enkel bedjie voor hulle bed waar ons geslaap het, en dan sit die klein kombuisie in die badkamer nou. Hulle was dwelmverslaafdes en drankverslaafdes, en hulle het dit graag geniet om te gaan dobbel in plaas van na ons te kyk. Ja, so, hulle was ook maar net gebreekte mense. Ek neem hulle, ja, ek is nie kwaad vir hulle nie, ek's hartseer, want geen mens moet deur al daai goed gaan, en goedjies is dit nie, maar is okay. Maar ek kan ook sê, ek het daarom baie engele, in daai tyd wat ek by my ouma en my oupa gebly het, terwyl ek na my sussie en boetie moes kyk, want niemand daar was in staat om dit te doen nie, so ek was al van graad 1 af, in die ma-figuur wêreld, om vir my sussie en boetie kos te gee, seker te maak, hulle is okay, seker om te maak, ons het plek om te slaap in die aande wat my ouma en oupa toegesluit was, en ons buite gelaat was, want hulle het die huis gesluit, maar ek het daarom baie engele in my lewe gehad, wat ons daai aande ingevat het in hulle huise en vir ons kos gegee het, en 'n warm bed, en goedjies soos dit, so dit was daarom goed. Maar ek het groot geword met die realiteit, dat ek nie veilig is in my eie huis nie, en dat ek veilig is in vreemdelinge se huis. Ek dink dis hoekom ek so goed oor die weg kom met vreemdelinge. Ja, daai sê ding vat hulle sê, it takes a village to raise a child. Dis 100% waar, want ek sou nie my sussie en boetie alleen kon grootmaak nie. Ek sou dit nie kon doen nie. Dit sou fisies onmoontlik vir my wees, as dit nie al daai mense wat op my pad, en hulle het min gehad, dit was nie blanke mense, wat my hele lewe my groot gemaak het. Hulle het min gehad, maar hulle het uit hulle pad uitgegaan om na ons ook te kyk. Hulle kon ons gelos het en gesê het, dis nie ons probleem nie, en hulle kon net aangegaan het met hulle lewe, maar hulle het gekies om te bly en om ons te help. Graad 4 het ek 'n baie oulike juffrou gehad, wat my op haar hande gedra het, so, yes, sy was 'n oulike juffrou. Ek kon nou nie haar naam onthou nie, en ek weet nie waar sy is vandag nie, as ek wens ek het geweet, dat ek nou net kon dankie sê. So, ons het groot geword op koolsop, so water met lekker koolblare in, dit klink lekker, nee dit is nie, daar is soos 3 koolblare daarin, net om die water te geur. Dis nie baie lekker gewees nie, maar dis waarop ek groot geword het, behalwe was ons nou lekker by, as hulle toegesluit was en ons kon nou lekker gegaan het en daar so by die nie blanke tannies daai lekker pap en vis en dit was baie lekker. Ek onthou dit van vandag nog. Maar my graad 4 juffrou, sy was my voog en ek was gewoond daaraan om die skaduwee te wees. Niemand ken jou nie, niemand wil jou ken nie, so jy is maar net daar by die skool, jy gaan maar klas toe, doen jou ding. So ek was, ja, niemand het my verrarig geken nie, maar my graad 4 juffrou het my raak gesien. En sy het daar 'n missie gemaak om
elke dag vir my 'n broodjie of 'n appel of iets skool toe te bring. Maar sy het dit nou nie vir my gegee vir die kinders nie. Sy het dit in die biblioteek gaan los, want ek het baie daarvan gehou om boek te lees. So dit was my escape, pauses, weg van al die mense en alles af. En sy het seker gemaak dat daar elke dag vir my iets is om te eet. En al het ek flou geval op dae en sy moes my na klas toe gedraai het en laat ek onder haar tafel slaap. Maar ja, sy het seker gemaak, ek het elke dag ietsie om te eet en dat ek veilig is en dat die kinders my nie te veel bietjie boelie, omdat ek klere dra wat van die klerebank afkom en wat te groot vir my was en goedjies soos dit nie. Toe ek graad 6 was, in die begin, toe was ek weggevat van my ouma hulle af. Toe het 'n paar onderwysers saamgewerk om dit 'n moontlikheid te maak. En ek was in 'n huis van veiligheid geplaas en dit was nie so veilig nie. Dit was nie so goed soos wat ek sou gedink het uiteindelik as ek verlos en goedjies is dit, want toe was dit nou nie so nie. Maar ek is dankbaar dat dit gebeur het, want daarso het ek 2 babietjies ontmoet wat my nodig gehad het. Daai 2 babietjies se toe moes ek gehuil het. Hulle kos gegee het, seker gemaak het hulle is veilig elke dag. Want daai mense het nie regtig veel omgegee nie. Hulle het net omgegee oor die sasse geldjies wat hulle nou kry. So nou kan hulle 'n lekker lewe en goedjies soos dit. Al was dit nie baie nie. Maar ons was 5 kinders, so dis 5 kinders se sasse geld wat hulle toe nou gekry het. Dit klink dalk erg, maar dit was darem nie so erg nie. As ek tyd kon terugvat, sou ek alles oorgedoen het. Ek's bly dat ek soontoe moes gaan en dat ek daar moes gebly het. Ja, dit het goed gebeur wat ek wens nie gebeur het nie. Maar daai 2 seentjies het my hulp nodig gehad. En ek dink sonder my weet ek nie waar hulle sou wees vandag nie. Maar die 7de Februarie 2022 was ek by die skool, toe kom daar 'n vreemde tannie na my toe. Toe laat sy my nou saam met haar loop en ja, soos die skool is nog nie uit nie, waartoe gaan ek nou? Maar toe kom ek agter, okay, ons word nou weggevat. Ek het hoop gehad. Ek was opgewonde. Al was ek nog steeds hartseer. Ek het nie geweet waar is my sussie nie, waar is almal? Ek het nie geweet nie. Toe kom ons daar so by Step Foundation en toe word ek en my sussie saamgeplaas by my moeder en my vader. En my boetie was by ander mense geplaas en daai 2 seentjies was ook by ander mense geplaas. Nou ja, ek was baie kwaad want dit was my kinders, dus ek het hulle groot gemaak. So ek was nie baie happy nie, maar ek weet vandag dat dit nodig was, want ek sou nie na hulle kon kyk nie, al wou ek, en wel het ek my deel gedoen. Maar toe ek by my moeder en my vader gaan bly het hulle my baie goed geleer. Die eerste jaar was ek baie rebels. Ek was regtig baie rebels, want ek was nou gewoond, ek gee die orders, julle luister vir my, hoekom sê julle my nou wat om te doen? Ek is nie gewoond hieraan nie. Ja, so dit was baie moeilik, ons het baie gestry, maar dit was goed, want anders sou ek nie hier wees waar ek nou is nie. Maar ja, dankie vir alle 2, want ek het volgende jaar die geleentheid om te gaan studeer. Ek het nie 'n paar jaar gedink dit gaan moontlik wees nie. Ek het my matriek klaar gemaak, ek het nie gedink dit sou gebeur nie. Ek het ook 'n matriekafskeid gehad, iets waaroor ek net kon droom, ek het nie gedink dit sou 'n realiteit wees nie. Ek is dankbaar vir die engele wat die Here op my pad gestuur het, want sonder al daai mense wat ingekoop het op my lewe, deur my grootwordjare en ook nou, daar's baie mense wat my nou nog help met goed, weet ek nie waar ek sou vandag wees nie. Ja, ek is net dankbaar daarvoor, want dit kon baie erger opgeëindig het. Ek kon al dood wees, ek kon op die straat gebly het, ek kon al 'n ma gewees het, van my eie kinders, ek wou dit nie nou nie. Maar ja, maar my moeder en my vader is die grootste engele wat ek gekry het. My moeder het my geleer om 'n ma te wees, 'n beter ma as wat ek was. Sy het my geleer om mense te vergewe wat my verkeerd gedoen het. My vader het my geleer wat dit beteken om 'n pa te hê. Hy het my gewys hoe 'n pa eintlik moet wees en wat 'n pa eintlik moet doen. Hy het my geleer om weer mans te vertrou, al was dit moeilik in die begin. Deur na my moeder en my vader te kyk, het ek geleer wat dit is om lief te hê. Deur net na hulle te kyk in die kombuis as ons kos maak en hy gee ons 'n drukkie van agter af, dan maak dit my hart so warm en opgewonde vir die toekoms.
en vir dit wat ek kan hê. Daar is van my 8 sissies en boeties, is daar 2 met wie ek nog steeds in kontak is, en nou natuurlik my sussie en my boetie. Ek is nog steeds in kontak met hulle. En al 2 daai sissies vir my het besluit om die siklus te breek. Want hierdie alles is 'n siklus. My ouma het sy ouers was ook in daai siklus en hulle het dit oorgedra na hulle kinders toe. En my ouma het dit oorgedra na hulle kinders toe. My ouers het dit toegepas in hulle huwelik. En daai 2 sissies, die ander het dit ongelukkig nou nie so goed hulle het nie besluit om dit te verander nie. En hulle is in dieselfde situasies. Maar my 2 ander sissies het besluit om daai siklus te breek. Hulle al 2 is getroud en hulle al 2 kinders. Die een is swanger met haar 3de kind en ek's baie opgewonde. Ja, maar nou genoeg gehuil en genoeg sad stories. Maar ja, hulle het besluit om daai siklus te breek en sonder dan 'n ander een om Egbert sou ek dit nie kon doen nie. En ek's baie bly dat nie soveel mense is wat daar is vir ons. En ek wil julle almal uitdaag, veral die kinders. Want ek onthou, ek was een keer in die klas, dit het gereën, so ons moes in die klas eet. En toe was daar hierdie een kind waar daar gesit het en sy maat weer vir my peanut butter broodjie gebak. En hy was so kwaad omdat sy ma vir hom 'n peanut butter broodjie gebak het. En toe sit ek net daar en dink, ek wens ek het 'n broodjie gehad en ek wens ek het 'n mamma gehad wat vir my 'n broodjie kon pak. So ek moes dit maar net met julle deel. Dit was vir my baie erg om kinders te sien wat ondankbaar is in my klasse. Dit was nie baie lekker nie en ek was nie baie happy daaroor nie. Ek wou hulle partykeer net aan hulle skouers ruk. Maar ek het dit darm nie gedoen nie. So, ons gaan nou nagmaal doen. En as ons nagmaal doen, ons gaan 'n liedjie speel. En ek wil regtig baie graag hê julle moet vir my na daai liedjie se woorde luister. En terwyl julle nagmaal doen, wil ek hê julle moet bid vir julle kinders. Ek wil hê julle moet bid vir die Here om julle oë oop te maak vir goed wat julle nie so maklik sal raak sien nie. En baie mense sien nie goed raak, maar hulle is net bang om soos betrokke te raak, want hulle weet nie wat gaan gebeur nie. Hulle het self dan nou nie genoeg nie. Hoekom gaan hulle nou ook betrokke raak? So ek wil hê as jy by die skool is, vir die kinders, ek sien is nog ons kinders hierso. As jy by die skool is en jy sien 'n maatjie, ek weet jy wil nou nie graag met hulle meng nie, want party mense is nou maar net so, jy wil nie met hulle meng nie, maar probeer regtig. As iemand vir jou vra, daar's hierdie een kind in my graad, ek gaan nie sy naam noem nie, gereeld was hy nou honger en goed, en dan vra hy vir my, en dan ek het nou net hierdie appel, maar ek's ook honger, maar dan gee ek maar, dan gemaak ek maar skuld vir die snoepie, maar dan gee ek maar my kos vir hom, en ek is eintlik so dankbaar, want die Here het my oë oopgemaak, om ander mense raak te sien, wat deur dieselfde goed gegaan het as ek, en wat dalk nie eers deur dieselfde goed gegaan het nie, maar net om ander kinders ook raak te sien, wat sukkel. As 2 goeders wat ek net opsommend wil sê, omdat die kinders nog daai kant besig is voor ons by nagmaal kom. Die een is dit wat Hester vir my vertel het, rondom Step Foundation. As jy na die dorp kyk, is die oorgrootste meerderheid van die dorp vyhandig teenoor Step Foundation. Hierdie kind het by Step kos gekry. Toe Hester Vrydag toemaak, toe kom daar 'n 21, 22-jarige jong man na Hester toe en sê vir haar, Tannie, ek is nog my hele lewe weggegooi. Ek het nog nooit 'n huis gehad nie. En nou gooi jy my ook weg. En ek besef van daai ding, dat vir baie mense was Step 'n huis. Vir baie mense was Step die plek waar hulle kon ingekom het en koffie kon gedrink het met suiker, met melk. Vir baie mense was Step die plek waar daar 'n oor was, waar iemand geluister het na dit waardeur ek gaan. Vir baie mense was Step Foundation die plek waar Kobie Steinberg, Dr. Jan Steinberg se vrou, 'n pleister geplak het, 'n hoofpynpil gegee het, 'n Calcivita gegee het. En wat ek in dit besef, is dat ons staan baie ver as Christene van die realiteit af waar die tekkie die deurslaan. Ons is so gefokus op onsself. Laat my dink aan die verhaal wat ek gelees het, wat Rick Joyner geskryf het,
Riek is 'n profeet, hy is nou al diep in sy 70's, en die Here gebruik hom in die konteks van die profetiese rondom die kerk, nie individue nie. En hy is al verskeie kere, soos Paulus, ek weet nie of dit binne die liggaam of buite die liggaam is, in die hemel weggeruk nie. En hy sê, eendag toe hy weer weggeruk is in die hemel, dit is hoe hy dit beleef het. Hy sê, staan hy by die hemelse poort, die engel vra vir hom, wie wil jy ontmoet? En hy sê, ek wil graag vir Petrus ontmoet. En hy sê, kom saam met my. Hulle stap deur 'n deur en hier staan Petrus voor hom. Ek meen, wie wil nie vir Petrus ontmoet nie? En hy praat met Petrus en hy vra vir Petrus, hoor hierso, waar's Paulus? Hoekom is al die mense wat ek hier is Paulus hierso? Ek wil hom ook graag. Hy sê nee, Paulus is in die volgende kamer. Nou dit wat ek nou sê is nie teologies korrek nie, maar dit is wat hy beleef het. Hy het gesê nee, Paulus is in 'n kamer nader aan die troon van die Here. Hy sê, wil jy hom ontmoet? Hy sê, ja, ek wil hom ontmoet. Hy sê, want ek het toegang tot Paulus. En hy gaan deur 'n deur, en hier's Paulus, en hy ontmoet vir Paulus. En hy praat met Paulus, en vir my amazing om met Paulus te praat, en hy praat met hom toe hy in die tronk was in Filippi, en hoe dit gevoel het, en al die goeters. En so het hy verskillende ouens ontmoet. Hy het vir Henog ontmoet, hy het vir Moses ontmoet. En elke slag as hy daar is, en sê hy, is daar nog iemand wie ek kan ontmoet? En hy sê, ja, Jona. Hy sê, ek wil vir Jona ontmoet. Jona is die ou wat 'n stad tot bekering gebring het, deur 3 dae te preek, sonder om enige wonderwerk te doen, waarvan ons in die Bybel lees. Dit is amazing om vir Jona te ontmoet. En hy vra vir Jona, hy sê, is daar nog iemand wat ek kan ontmoet? Hy sê, ja, Jan. Hy sê, Jan. Maar ek het nog nooit van Jan gelees in die Bybel nie. Hy sê, ja, kom ek gaan stel jou aan Jan voor. Hulle maak oop, en toe die deur oopgaan, toe is Jan die boemelaar, in ons konteks, wat hy voor Spar se deur gesien sit het. En hy's geskok om Jan te ontmoet, dat Jan daar sit. Hy het dit nooit verwag nie. En hy vra vir Jona, hoekom sit Jan hier? Hy sê, Jan sit hier, want alhoewel hy net 'n halwe brood gehad het, het hy die oorgrote meerderheid van die halwe brood gegee vir die wat honger gehad het, alhoewel hy self honger was. En daai verhaal het my so diep geraak, dat ons dink, en verskoon my woorde vanoggend, is die ou vreeslike klomp heiliges in die kerk, wie hulle ook al is, wat naby aan die Here is. En ons kyk vir Jan, wat sy halwe brood breek, met sy medeboemelaars, kyk ons mis, en ons kyk neer op hom, en ons dink ons is iets, terwyl ons eintlik niks is nie. En ek sê nie Justine is iets nie, hierdie storie van die appel is nou die eerste keer dat ek dit hoor. Maar daar moet 'n skuif kom in ons denke. Die Here sê, hy sê, moenie, kom ek lees dit, Romeine 12 toe, hy sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Hy sê, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar ek en jy moet vernuwe word in ons gemoed, ons denke, sodat ons kan dink soos wat God dink. Ek en jy moet op die plek kom, waar ons dink en sien, soos wat God sien en dink. As 3 stelsels wat die wêreld regeer, volgens my, 'n politiese stelsel, 'n godsdienstige stelsel, en 'n koninkrykstelsel. Die politiese stelsel ontken God. Die godsdienstige stelsel praat oor God, maar hulle leef ver van God af. Die naam Jesus en die naam Here en die naam God is bloot 'n naam wat ek gebruik. En dan sit die koninkrykstelsel, waar hy die koning van my lewe is, en waar ek op 'n konstante basis besig is, om my denke neer te lê voor hom, om te sê, Here, nie what would Jesus do nie, what must I do? Jesus has done it. Jesus has showed us how to do it. But now it's time for us to do what Jesus did. En my gebed is dat die Here my elke slag sal vat en my sal leer en sê, weet jy wat, dis hoe ek dink. Sy praat nou van Hanrie en sy praat nou van my. Eintlik moet ek en Hanrie op 'n plek wees waar ons die Here dank vir hulle in ons huis, want ons het soveel geleer. Ons oë het so oopgegaan. Ons het soveel goed gesien om anderster te begin dink
Om in iemand se skoene te staan en te beleef wat iemand anders beleef het, verander jou opinie oor daai persoon. En dit is wat ek altyd sê, en dit is wat ek gesien het by Step. Baie maklik om 'n opinie te hê. Maar as jy in daai persoon, as jy in die skoene staan van 'n 6-jarige ma, wat doeke omruil, wat in die nag wakker gemaak word, en wat die kindertjies by haar in die bed kom klim, en wat deur haar gevoer word, dit is 'n ander storie. Kom ons sluit net ons oë. Vader, dankie vir vanoggend, dankie dat u Gees met ons gepraat het. Dankie dat u Gees tot ons gespreek het, Here. Heilige Gees, dankie dat u die naprediker is van die woord. Dankie dat daar 'n skuif in die Gees gekom het. Dankie dat ons op 'n plek kan wees waar ek glo, waar u vanoggend gekom het en ons oë oopgemaak het, om te sien, te beleef, te hoor. En ek weet ook dat u ons kom moed gee het, Here, om na 'n kind te luister oor die pad wat sy gestap het. En ek sit vanoggend hier, en ek is eintlik op 'n plek waar ek sê, hierdie pad wat ek besig is om te stap, is so moeilik vir my. En dan luister ek na hierdie pad, sê ek, Here, ek dank u vir hierdie maklike pad, waarop ek besig is om te wandel. Dankie dat u die naprediker van die woord is. Here, dankie vir 'n gemeente, wat besig is to raise children. Dankie vir 'n gemeente wat ingekoop het. Dankie vir soveel engele in lewende woord. Dankie vir 'n gemeente wat finansiëel bydra tot Cluster, om Cluster in staat te stel om kinders te ondervang. En nie net die wat ons ingeneem het in ons huise nie. En ons al bykans 12 wat deur Cluster is en nog steeds in Cluster is. Maar dat ons ook kinders kan raak sien en kinders kan ondervang buite Cluster, Here. En ek eer u daarvoor. In Jesus naam. Amen.